Baie dankie vir die bekendstelling en vir die uitnodiging om hier so te praat vandag. Soos wat hy gesê het, ons is maar, ek en my vrou, ons is nou omtrent maar so bietjie minder as 'n jaar wat ons nou permanent op Stilbaai bly, hoewel ons vir die afgelope 20 jaar gereeld hier kom vakansie hou het, en die plek het op my en op haar eintlik van kleintyd af begin groei, en toe dit nou tyd raak om nou bietjie 'n skuif te maak en af te tree, soos wat die mense dit noem, toe dacht ek nou maar uit, dan kom ons nou maar ons permanent hier vestig, en ons is besig om vir ons hier 'n plek hier te bou, so een van die dae sal ons nou letterlik in ons eie plek ook kan intrek. Maar goed, kom ons kyk of al die dingetjies hier mooi lekker werk. Julle almal herken seker hierdie gebouetjie hier. Dit is die waarin die Blombos Museum van Argeologie gevestig is. Die van julle wat dit nog nooit gaan besoek het nie, ek het hierdie pragtige prentjie nou die dag geneem toe dit so 'n mooi dag was, juis om julle uit te nooi om daar 'n draai te gaan maak. In daardie museum word daar waardevolle uitstallings gemaak, baie ouer as die goed waaroor ek nou gaan praat, 14-15.000 jaar voor Christus plus. Ek gaan nie oor sulke ou goed praat nie, maar daai goeders gee my skoon hoendervleis as mense na die ouderdom daarvan kyk en die waardevolle fondse wat daar gemaak is. So asseblief, die van julle wat nog nie daar was nie, gaan maak daar 'n draai. Om vir julle te wys hoe spesiaal die museumpie eintlik is. Laas jaar, aan die einde van, ek dink dit was hier met Oktober rond, was daar 'n prysuitdeling gewees, 'n prystoekenning wat julle hier kan sien van die Western Cape Government daaronder, wat gemaak is aan daardie museum, van die Blombos Museum, ten opsigte van Best Innovative Project in the Field of Museums, Heritage and Geographical Names. So, ons mense wat betrokke is daar by die museum, baie trots op hierdie award. Daar is nog sommer 'n medaljetjie wat daarmee saamgaan, en ons hoop dat dit gaan die museum ook nou baie meer op die map plaas, soos die Engelsman sê, en dat die museum ook 'n bietjie meer fondse van die staat en miskien van die munisipaliteit ook sal kan bekom, sodat ons ander projekkies wat ons daar wil doen, nog ook verder kan uitbou. Dion Begeman het kort nadat ek hier gekom het hy gesê, soos wat ons nou hier gehoor het, daar was altyd 'n argeologiegroep gewees hier in Stilbaai, dis nog voor my tyd, maar dat ek moet kyk of ek nie onder die vaandel van die U3A so 'n argeologiegroepie kan aan die gang kry, en ek het dit geadverteer. Ek moet sê ek het nog nie veel daaraan gedoen nie, want ek maar besig met bakstene en sement die laaste paar maande, maar ek het nou gedink by hierdie geleentheid kan ons dit 'n bietjie verder vat. Die van u wat nog nie 'n lid van die groepie is nie, daar is 'n WhatsApp nommer wat julle kan afneem, of julle kan my maar kontak, dan kan ek julle ook op die groepie sit. En die beplanning is om argeologiese aktiwiteite en vindinge en interessanthede wat oral oor die wêreld gemaak word rondom argeologie, om dit dan in so 'n groepie te kan bespreek. Ek persoonlik het meer gespesialiseer in die Midde-Ooste, Israel, Jordanië, Egipte. Ek ken mense van my kollegas wat in Griekeland opgravings gedoen het, wat Iran, daai plek wat om die wêreld ook baie opgegrawe het, en wat interessante praatjies en aanbiedings kan maak. Dan is daar ook baie interessante ander argeoloë wat in Suid-Afrika opgrawingsplekke by plekke opgegrawe het, Mapungubwe, Renostertjie, al daai stories. So as mense wat ek ken, ons kan hulle kry en ons kan sulke geleenthede aanbied. So watch the space, en dan kan julle inligting verder daaroor dan ook kry. Sanet, wat kan ek nog sê van die museum? O ja, ek dink jy het gesê, ergens later in die jaar wil jy hê dat ek met 'n praatjie maak. Ek sal later in hierdie program, ek dink op die laaste gaan ek ietsie sê, wat ook ietsie interessant is, wat nou nie presies dieselfde is as wat ek vandag wil aanbied. Nou maar uit, kom ons begin.
Die tema van wat ek vandag aan te bied het, is die argeologie van dorpe en stede in antieke Israel-Palestina. Julle sal sien, ek het die byskrifte, daar is nie baie te lees nie. So, het is in Engels, maar indien daar Engelse persoon is wat regtig graag nie mooi verstaan nie, julle is meer as welkom om vir my daaroor te vra, verkieslik na die tyd, want laat ek maar liewerster, terwyl ons praat net aan die gang bly, anderster kom ek, soos die Engelsman sê, op 'n sidetrack, en dan gaan ons nie deur al ons mooi prentjies kom. 'n bietjie agtergrond oor die hoe ek betrokke geraak het, soos wat Andre ook nou genoem het. Professor Ian Eybers het in 1961 hy is betrokke gewees by die departement Ou en Nuwe Testament daar by Unisa, en hy het navorsing gedoen vir sy doktorale proefskrif oor die Qumran geskrifte. Nou ek neem aan, baie van julle het al gehoor van die ontdekkings wat daar by die Dooie See gemaak is van die Qumran tekste wat in 1947 daar gevind is. Nou hier staat hy by een van die grotte, grot 4, waar meeste van die Jesaja rolle en die ander oorlogsrol gevind is. En terwyl hy daar navorsing gedoen het oor die tekste, het hy net begin besef, om hierdie manuskripte en goede te verstaan, moet ek iets wees van die mense wat hulle geproduseer het. En dan naby die grotte, daar was seker van julle mense daar, is daar opgrawings gedoen deur Ronald de Wouw, en daar het hulle die wonderlikste goed gevind, die inkpotjies wat die mense gebruik het, skryftafels waarop hulle die manuskripte geskryf het. Toe het hy net besef, tekste te verstaan, het 'n mens iets van die wêreld, moet jy ook die wêreld ken en die mense ken wat daarvoor verantwoordelik was. En toe het hy besef, maar dit is wat ons ook in die Ou Testament en Nuwe Testament nodig het. Om die tekste beter te kan verstaan, is dit nodig dat daar 'n bietjie meer vleis en kleur daar rondom gemaak moet word. En dis wat hy toe besef het, ons moet ook daar by die universiteit begin, ek was toen natuurlijk nog glad nie daar nie, met so 'n vak, laat die mense bietjie meer van die materiële kultuur, van die Bybelse wêreld aan blootgestel word, sodat hulle van die gebruike, die kosse, die geboue ensovoort wat vermeld word, dat hulle dit beter kan verstaan. So hier staan professor Ian Eybers. Goed, ek het hom die hele tyd op my prentjie gehad, daar staat hy nou voor die grot, en dit was die tema van sy proefskrif aspekte van die organisasie en rites van die Joodse Qumran sekte. En hy het in 1961 dit gedoen. En terwyl hy nou daar besig was, het hy betrokke geraak by David Ussiskin. Hy is ook nou nog steeds in lewende lywe. En hy het, die Ussiskin was by die Tel Aviv Universiteit. Hy het vir professor Eybers genooi en sê, man, bring 'n groepie mense van jou universiteit, kry studente, dan kom grawe jy hulle saam met my. Ek het nou so pas 'n kontrak gekry om by die stad Lagos te gaan opgrawe. Nou dit is hoe die stad uit die lug uit lyk, die stad Lachish in Engels, of Lagos in Afrikaans. As julle mooi gaan lees in Joshua, sal julle baie oor die stad lees, en ook later in Konings. Lagos is geleë so 42 km suidwes van Jerusalem. Meeste van u weet seker al waar Jerusalem is, waar die bomme en goeders daar lekker val. Daar sien julle Gaza, dit was 'n ou stad in die Filistynse tyd, in Filistia. Samaria, Megiddo, daar gaan die Jordaanrivier op, die See van Galilea daarbo. Nou ja, hierdie dingetjie wys, daar is die See van Galilea, Jordaanrivier, dis die Dooie See, die Qumran gemeenskap het daar gebly. Daar is Lagos waar ons toe dan, waar hy toe betrokke raak, om daar te gaan opgrawe. En hier staat ek in 2014, saam met Ussiskin, heel wat ouer aan die regterkant, waar hy tans op daai stadium besig was met 'n opgrawingsprojek by Megiddo. Staat nou daar terwyl die ouens opgrawe daar by Megiddo. Ons het by ander plekke ook betrokke geraak, Tel Dor,
my vrou Evelien was saam met daardie opgrawing, en hier staat ek by die direkteur van die opgrawingsprojek, en daai persoon daar, Ilan Sharon, en dan hier was die ouetjie, die area toesighouer vir die area waarin ons grawe. Ons het ook by Hazor, net dit is die mooiste en die grootste tel in Israel, ons het daar betrokke gewees, en daar staan die direkteur van die opgrawingsprojek, en hy wys vir ons daar hoe 'n antieke olyfpars gewerk het. Olyf daarin, maar goed, dit is 'n interessante storie, ons kan 'n dag praat net oor hoe die mense olyfolie gemaak het. En daar staat hy is ook nou onlangs oorlede. Right, nou kom 'n bietjie by die meer praktiese opgrawingsgedeelte van waaroor ons nou wil gesels. Daai gebied wat julle nou daar sien, wat so lyk soos 'n halfmaan, dit staan in Engels ook bekend as the Fertile Crescent, of die vrugbare halfmaan gebied. Dis 'n gebied wat in die laaste tyd geweldig baie in die nuus ook is. Die rede waarom dit in akademiese taal as die vrugbare halfmaan bekend staan, is dat julle sal sien, hierso is die Nyl in Egipte. Daar is dit nie ingeteken nie, maar ons het nou net Palestina gesien met die Jordaanrivier. Dan het ons hierso die Efrat, die Tigrisrivier. So julle sien, hierdie halfmaan is 'n baie vrugbare gedeelte vanweë die hoeveelheid water wat daar voorgekom het. En dit was natuurlik ook van die grootste redes waarom van hierdie antieke bewoningsterreine langs hierdie riviere en hierdie paaie tot stand gekom het. Die ander rede waarom plekke begin ontwikkel het en stede geword het, is dat die omgewing moet daarom vrugbare grond hê. En hier kan julle sien, selfs in die moderne tyd nou, hierdie lemoenbome hiervoor en die tel in die agtergrond, of die Rehunehoop, die nedersetting in die agtergrond, is nou Lachish. Hier kan jy net ook weer sien hoe pragtige vrugbare omgewing is daai, dis die Jesreel vlakte, die broodmandjie van Israel, tot vandag toe nog, en hierdie tel, wat ons hierso sien, hierdie antieke terrein, is Megiddo, wat hierso in die voorgrond is. En dan ek het nou iets genoem van Hazor, kyk net hoe pragtig, dit is die Hulefvlakte, dit is net noord van die see van Galilea. Hierdie site is baie groot. Hier is hy oorspronklike kleintjie, maar op 'n stadium het die stad baie uitgebrei, so dit baie voorspoedig gegaan het, in daai deel van die wêreld, en hy het toe dramaties uitgebrei, maar die tyd van die Ou Testament was dit net hierdie klein gedeeltetjie. 'n ander rede waarom hierdie antieke terreine na vore gekom het en ontstaan het, is ook vanweë die paaie wat by die plekke verbygaan. Tot vandag toe is dit baie belangrik dat daar toegangsroetes, handelsroetes by 'n plek verbygaan vir 'n plek om te kan floreer of te kan bestaan maak. Hier kan julle tot vandag toe nog die pad sien wat noord gaan, 'n bietjie aangaan as jy by Damaskus, en dit was die oorspronklike Via Maris, die roete van die see wat van Egipte afgekom het, deur die Philistia gegaan het, by Gaza, Askelon, Megiddo, Hazor. Selfs Megiddo wat ons nou gesien het, is ook langs hierdie belangrike roete geleë. En hier kan ons selfs by Lachish weer uit die lug, kan ons ook duidelik sien, tot vandag toe is daar die pad wat daar verbygaan, wat wys dat die plek strategies geleë is langs handelsroetes. Nou goed, ek het nou al 'n paar keer die term tel genoem, ek het al Rehunehoop of 'n nedersetting genoem.
Maar hoe het hierdie goed ontstaan? Ja, die goed het nie oornag net daar gekom. Dit het oor duisende jare gebeur. Dit is, kom ons gaan kyk nou 'n bietjie na hoe so ruïne reste of 'n tel soos dit in Arabies bekend staan, hoe dit ontstaan. Die van julle wat die dorp Tel Aviv al so baie gehoor, daai tel staan vir die ruïne hoop van lank gelede. Hoe is dit, hoe die plek, hoe is dit gevorm, hoe dit ontwikkel, en hoe dateer ons nou daardie verskillende objekte wat ons in daardie tel dan vind. Ek het eenslag terwyl ons besig was om te grawe, dis nie maklik dat jy so 'n volledige moddersteen kan in die hande kry nie, want die goed is gewoonlik heeltemal verweer en stikkend. Maar die materiaal wat gebruik was om daai primitiewe huise en goeders te bou, as ons nou praat van hier van 3000 tot so 600 jaar voor Christus, is maar moddersteen, modder wat met klei gemeng was, dan in die son gedroog is, en daai materiaal, as daar 'n aardbewing kom, of dit word omgestamp, en 'n klomp vyand daar hardloop daar in die stad en hulle stamp die huise om, dit verweer so maklik en dan val dit net plat. En as dit dan daarop reën en so aan, dan word dit maar net 'n modderhoop. So as daar weer mense kom en hulle kom woon weer op dieselfde terrein, dan bring hulle nuwe grond in, of hulle gebruik van die ou grond, en hulle maak maar weer stene, en die fondasies word die klip gemaak, en dan bou hulle maar weer huisies, en so gaan dit nou maar aan en aan en aan, laat hierdie hele proses veroorsaak, laat dit soos 'n mushroom al hoër word. Hierdie is nou 'n foto wat binne 'n museum geneem is, maar ek het hom tog gebring vir julle 'n idee te gee. Dit is nou 'n tipiese Israelitiese huisie. Hierdie is 'n binnehof, oop, kyk daai dak daarbo is nou maar die museum se dak. Hier aan die regterkant, sien julle die modderstene. Daar is 'n klompie pottery, daar staan ook maar pottery rond. Dis die kombuis hier agter, en hierdie is dan die soort van die workshop van die huis, waar hulle geweef het, jy daar hang. Dis 'n goeie idee, en die dak is maar van riete en strooi, en wat met modder bestryk is jaarliks, as dit net voor die reën en so voort. En as daai goed nou in mekaar val, dan veroorsaak dit, dat daar, kyk hoe lyk dit as mense daar begin opgrawe. En dan lê dit so rond, mense probeer nou maar die stene daar bloot lê, dan te fotografeer, ons gaan nou net daarna sien, en dan, goed, as ons nou na die argeologiese periodes kyk, want kyk, dit is die hele taak van die argeoloog, om nou daardie materiaal wat gevind word in hierdie tels, om hulle, om dit te dateer, en dit te kan koppel met 'n spesifieke groep mense ensovoorts. Nou, die argeoloog is eintlik besig om dit wat in die oorspronklike proses ontwikkel het, en om dit nou in 'n trierad te sit, en dan weer van bo na onder af te grawe. Nou hierdie periodes is nou ver buite die periodes wat ons in belangstel, die groot belangstelling vir ons op die stadium by die argeologiese sites is die Ystertydperk, wat begin van so 1200 voor Christus tot 1000, Ystertydperk 1, 2 en 3. En dan het ons die klassieke periodes, Persiese tyd, Hellenistiese periode en die Romeinse periode. Hierdie is maar net baie eenvoudig en elementêre voorstelling van om die verskillende lae wat dan nou so in 'n tel gevind word, om elke laag of occupasielaag of 'n stratum soos ons dit noem, om daaraan 'n datering te kan probeer gee. En dis nie so maklik as wat hierdie prentjie dit hier wys nie. Dis baie meer ingewikkeld. En maar dit is wat eintlik die argeoloogse taak is. En soos julle sien, hieronder is die oorspronklike grond waarop die tel gebou het. Hier is nou miskien 'n bietjie exaggerated, maar 'n bietjie hoër as normaal, maar net die idee te gee. En dan wat dan gebeur, soos wat 'n mens occupasielaag identifiseer,
word hy genommer van bo na onder, 1, 2, 3, 4, so al verder, tot so ver as wat 'n mens by die virgin soil uitkom. So as jy daar begin opgrawe, weet jy nie hoeveel laag gaan jy vind nie. Dit neem 'n hele tyd. Ek gaan nou vir julle 'n prentjie wys van hoe diep gegrawe is oor 14 jaar by die spesifieke saak. Nou goed, as 'n ou nou begin opgrawe, kan 'n ou nie net sommer begraaf in 'n pik en 'n krywaag gryp en te begin grawe en mooi goedjies probeer uithaal. Dis ongelukkig wat baie gebeur het in die verlede voordat hierdie argeologie op 'n meer wetenskaplike basis in Israel plaasgevind het. Ons moet 'n strategie hê. Aanvanklik het hulle gedink, as ons nou 'n okkupasielaag soos wat 'n koek is, laag vir laag kan afhaal, dis die regte manier om te grawe. En dit het veral by Megido gebeur. Julle nou Megido gesien het, hy lyk soos 'n koek wat sy kop so afgekap is. En toe besef hulle net maar, dis 'n klomp geld, 'n klomp tyd en moeite wat gemors word om 'n klomp grond te verwyder en sekere dele te verwyder wat eintlik nie eintlik baie waardevol is. Ons moet eerder gedeeltelike opgrawing doen of partial excavation, soos wat dit daar genoem word. Hierdie is nou, as 'n mens laag vir laag sou wil verwyder, wat hulle net besef het, dis onkoste effektief, en dit is soos wat dit daar by Megido aanvanklik gedoen het. Hulle koekepanne gemaak, hulle die grond, daar is 'n hoop wat hulle die grond een kant toe gevat het en soos met 'n trein af die grond verwyder het, maar dit was nie 'n volhoubare manier van doen nie. Toe by die gedeeltelike opgrawingmetode word nou 'n tel of die area wat die tel beslaan. Die ouens stap daar rond en dan kyk hulle, hier en daar staan 'n paar klipmure uit. Veral die stadspoorte van so 'n ou stad was baie prominent, oorblyfsels kon 'n mens mooi kon identifiseer. En dan gaan 'n landmeter en dan meet hulle nou so 'n blok uit, sê nou maar daai gedeelte wil hulle opgraaf. Dan word daai blok opgedeel in 5 by 5 vierkante meter. Sien julle nou die vorige prentjie het nou gewys, in die 4 by 4 meter gedeelte, daar word dan gegrawe. So julle kan nou mooi verstaan. Net in daai deel word gegrawe. Hierdie meter strip wat nou in die middel is, wat balke bekend staan, die word gelos. En om 'n baie belangrike rede. Want kyk, ons wil die hele tyd sien in watter vlak is ons. En wanneer gaan ons deur 'n vloer? Want as jy deur 'n vloer gaan, is die kans baie goed dat jy nou in 'n nuwe tydvlak is. En dis waarom eers in al die vierkante ingegrawe word, tot jy seker is jy's nou daar op 'n vloervlak. En dan kan jy van die kant en van daai kant kontroleer of die tekstuur en of die grond se voorkoms of dit dui op 'n nuwe vloervlak of nie. En dan eers kan daai balke verwyder word. Maar op 'n site wil 'n ou altyd 'n snit maak, dat jy mooi kan sien tot hoe ver en hoeveel laag is in 'n so site. So dan het 'n mens, maak hulle 'n lang snit, daar kan ons sien. Net so 2 rye van hierdie vierkante, waarin gegrawe word. En die hele doel is om te kyk hoe diep kan mens afgaan. Dit noem ons dan die vertikale opgrawingsmetode. Dit is op daai deel gedoen. Ander dele waar mens groot geboue op, soos hier die stadspoort wil bloot lê, gaan die area meer uitgebrei wees en dit word die horisontale opgrawingsmetode genoem. Nou spring ons om weer. Maar right, hierso waar ons horisontaal gaan, wil ons groot areas oopmaak. Hier kan julle nou sien. Dis nie net 'n snit wat gemaak word. Ons wil hierdie hele tempel, daar sien jy sy trappe, pilaarbasis se kolomme wat vernietig is.
die storie van Samson en die pilare wat omgestamp is, daar sien mens dit is vir as mens die groot area metode gebruik. Hierso ook byvoorbeeld by die stadspoort. En dan gedeeltelike opgrawing, nou by die praktiese opgrawingsmetode, hoe gaan ons nou spesifiek te werk? Elke seisoen, na die somer, gewoonlik is dit nou, na die, in die middel van die somer, dan kom die argeologie groep daar aan, of die direkteur wat die projek lei, by die mense wat kom grawe, en dan deur die hele winterseisoen, Israel het 'n winterreën, is 'n winterreën van gebied, dan het die gras gegroei, en die hele tel is oorgroei van gras en bossies en vuil goed, dan moet dit nou eers verwyder word. Gewoonlik steek hulle aan die spul sommer aan die brand, en dan kan begin word om te grawe. Binne 'n argeologiese terrein, area waar opgegrawe word, is daar altyd een ou wat die terrein supervisor, die area supervisor. En hierdie persoon wat hier staan, nou Gabi Barkay, hy is die area supervisor in die gebied waar hulle 'n snit in die tel maak. En daar staan hy by 'n ou vrou wat heel eerste opgrawings in Israel gedoen het, sy het die dag bietjie kom kuier. Dan begin die boonste grond, maak mens die boonste grond los. Die tools wat daarmee gewerk word, is maar hierdie standaard kwassies, pikkies, troffeltjies, waarmee die grond in emmers gelaai word. En wanneer 'n mens dan nou grawe, en jy's deur die los oppervlakte grond, gaan 'n mens te werk met die paties, dis nou daai klein pikkie wat, dis professor Eybers, wat ook al lankal oorlede is, sy nou daar besig. En soos julle hier kan sien julle daai kolle daar kan mens nou duidelik sien, hierso begin 'n vloer van 'n vertrek of 'n gebou wys, die aslaag. En dit is gewoonlik, tragies om dit te sê, maar as 'n gebou afgebrand het, dan is dit die lekkerste om daar te grawe, want daai as van die dak wat afgeval het op die grond, het dan eers op die vloer beland en al die ander materiaal het daar bo-op geval. En dan is dit so gemaklik om dan die vloer van daai gebou te vind. Maar dit is nou ongelukkig vir die arme mense sleg gewees dat hulle plek afgebrand het, maar die maklikste manier om 'n vloer dan te vind. Dit is die tipe studente wat saamgaan. Die ou heel regs is 'n advokaat gewees. Daai vrou mensie daar is 'n onderwyseres. Daai dame in pink is 'n kollega van my, die ander ou van Spanje, en daar staan ek. So, dit is nogal 'n gesellige aktiwiteit. En ouderdom, het nie 'n probleem nie. Ouderdom, daai tannetjie daarso, Wilina sal ook herken aan die Sonja, sy was 80 jaar gewees toe sy saam met ons daar gegrawe het. Nou die grond word dan in emmers gegooi, en al die vragte emmers moet dan verwyder word. Ons soek 'n terrein op die kant van die site waar dit moet per krywa weggegooi word, gewoonlik in 'n gebied waar die ouens nie vorentoe wil grawe nie, anders moet die al daai grond eers weer verwyder. Nou gaan ek vir julle net wys die seksie gedeelte wat daarso waar die snit gemaak is, hoe dit daar gevorder het. In 1973 is die eerste vierkante daar skoongemaak, waar daar begin is om te grawe. Hierdie was 2 jaar later, dit is uit 'n ander hoek, en hier sit ek in 1976, en ek het toevallig gisterand lê en dink, dis presies 50 jaar gelede, Augustus 1976. Daar toe in daai gedeelte, kyk net daar, as mens daai klomp pottery so bymekaar kry, so plat op gelykte. Dit sê ook vir 'n mens, nou is ons by 'n vloerlaag. Ondertoe gaan ons nou in 'n nuwe stratum in. Want kyk, soos julle in daai gebouetjie gesien het, as daai pottery nou als breek en dit val plat, dan val die grond mos bo op dit, en die goed beland mos op die grond. So dit is ook 'n goeie indikasie vir 'n vloervlak. Hier is nou weer 3 jaar later, let net hoe dieper word dit daarso, hierdie is 1978,
Daar is hy vierkante weer wat ek nou nog gewys het. Daai vierkant is verwyder. Kyk net hoe hoog begin daai ding, hy was gelyk gewees in 1973. Kyk hoe diep is dit al daar. Kyk daar gaan die snit verder. Daar is dit in 1987 toe die laaste opgrawings daar gedoen is. En hier kan julle nou sien, daar is stratum of laag 6, daar is 7, 8, 9 en het uiteindelik geëindig op 14. So daar is 14 verskillende bewoningslaag strata op hierdie site gevind. Daar is maar net van bo af. En dit is snaaks, kyk die mooi netjies, het dit mooi skoon gelyk, kwassie vir kwassie, goed gevee, en dan oor die seisoen, as jy nou weer daar kom, het dit gereën, die bosse het gegroei, kyk hoe lyk daai selfde site vandag, na al die gewerke van 14 jaar lyk dit nou so. Right, nou net so 'n bietjie op die einde, al die goede wat nou daar gevind word, die goed moet rekord word, dit moet opgeteken word, dit moet gefotografeer word, en dit moet gerekonstrueer word, want ons doen dit nie net vir die lekkerd om daar besig te wees, die groot werk is eintlik ook nog daarna weer. Soos ek jy nou hierso kan sien, daai potskerwe wat daar lê, word dan gefotografeer, daar is die 16de van die 7de maand, daar is daai blokke kry elkeen 'n nommer, daar is die nommer, daar is 'n maatstok, wat die grootte kan wees, en as julle nou mooi hierso sien julle daar is 'n handvatsel van 'n kruik, daar is die kruik se ring, wat sy dek was, en ek het nou met André gesels, die waardevolste goed in 'n tel wat gevind kan word, is die aardewerk. Want hoe sy handvatsel lyk, hoe sy rim lyk, sy bek lyk, hoe die dekorasie lyk wat op hom voorkom, is alles indikasie van wie was daarvoor verantwoordelik, hoe oud is die verlaag of die pot wat daar so gevind word. En dit help ons om te dateer, as ons nou in Uitertydperk 1, 2 en 3. As julle nou mooi hierso kyk, kan jy duidelik sien, kyk daai verskil in die grondtekstuur daar, die grondtekstuur hier, die grondtekstuur hier. Dit is duidelik, nadat dit nou gereën het oor 'n seisoen en mens kom weer daar, dit lyk nou wel sleg aan die kant, maar daar kan dit dan nou baie mooi opgesien word. Alles word geteken, gedokumenteer, elke klippie, elke skerfie, en dan moet dit gefotografeer word ook. Fotografie speel 'n geweldige baie belangrike rol in argeologie, want die hele proses is 'n vernietigingsproses. Die oomblik as jy 'n ding verwyder het, is hy vir ewig weg. Jy kry hom nooit weer terug. Dit is net met foto's, en daarom is jy fotograaf gedurig rond. Byvoorbeeld daai stukkie wat jy nou daar sien, is al wat ons oor het van 'n tempel wat baie duidelik Egiptiese invloede het, want jy kan sterkte van die dekorasie van daai en die kleure wat daar gebruik word, kan ons die verbintenis maak met 'n Egiptiese soortgelyke tempel in Egipte. So nou kan mens die verband lê. Verder sal ons ook uit hierdie tempel byvoorbeeld nou direkte verbintenisse met Egipte gehad. En dan kom 'n mens op sulke waardevolle fondse ook af. En dit is ons gevind by Hazor. En kyk net daai pragtig kom kry. Ek weet nie van julle, maar ek kry altyd hoendervleis as ek na kyk. Dan word dit ook maar afgeneem. Dis baie belangrik. Nou word skerf vir skerf weggevat. Kyk net hoe al die dokumentasie, al die nodige tekens is daar dat hulle daai prentjie kan herroep op sterkte van die foto's wat dan geneem is. Daar kan ons ook duidelik sien binne in hierdie potte, ek nou nie as die prentjies van wat daar als binnekant gevind is nie. Hier staan die ou dinge is besig om te dokumenteer, alles moet opgeteken word, want dit word weer gebruik terug by die universiteit vir alle publikasies en in tydskrifte of akademiese artikels. Hierdie het ek byvoorbeeld gevind en dit was vir my nogal iets nice. Dit is 'n pylpunt, kan julle sien? 'n pylpunt van 'n Assiriese
pyl en boog. Goedjies word afgeneem. Daai wat ek nou net daar verby is, het julle gesien, 'n dame is besig om die potskerwe te was. Dit is ook 'n groot operasie. Al daai potskerwe wat nou daai dag gevind is, word nou daai middag of daai aand in water gegooi in die emmer, en dan word daai potskerwe gewas, om te sien wat se dekorasie daarop was, of inskripsie, of wat ook al. En dan word dit so uitgepak in hierdie emmers, en dan die ouens wat nou kundig is, soos hierdie ouetjie en daai vrou. Hulle kyk nou na daai skerwe, en dan kan hulle, op sterkte van wat hulle daar sien, kan hulle die area waar dit gevind is, mooi dateer, watter straat en wat. So dit is 'n baie wetenskaplike proses wat gevolg word. En dan as ons nou die kompotskerwe het, wat nou gebreek het, dese van die tyd is die potte ongelukkig gebreek, as die muur het ingeval het, dan probeer mense om die goed weer te restoreer. En dit is net so interessante wetenskap op sy eie. Dis bietjie moeiliker as om 'n blokkiesraaisel te pak. Want soos jy nou kan sien, het daai dametjie hou sy nou die skerwe, as dit nou die skerwe by in 'n hoopie by mekaar gevind word, nadat hulle mooi gewas is, dan word dit nou vir so 'n persoon gegee, en die persoon moet nou letterlik maak, pas en meet, om uiteindelik nou so 'n voorwerp te rekonstrueer. En dan, as dit nou goed gaan, dan kan hy nou naderhand lyk soos hierdie pot, maar dan is daar nou heelwat skerwe wat so fyn gebreek is, wat jy nie meer kan gebruik nie. Maar dis nie 'n probleem nie, hulle vul dan nou net daai leekolle, wat nou nie 'n potskerf het nie, die blaas hulle ballon daar binne en op, en dan met klei smeer hulle nou daai stukke toe, en dan is die hele pot voltooi. Die belangrikste deel van so 'n pot wat nodig is maar net sy boom en sy bek, en dan die handvatsels. Die res, so hier en daar het jy 'n skerf nodig, want dan kan 'n mens die ding dan maar uitlik voltooi. En daar kan jy nou sien, is nou 'n kruik wat water in gestoor is. Is hy nou volledig, en mooi kyk, dat julle sien, daar is ek bitterige kolletjies, wit stukke, daar wat kunsmatige klei gebruik is om in te vul. En partykeer, dan kry mens baie mooi erdeware, soos hierdie Filistynse fles, wat dan gevind is, waar ons ook opgegrawe het. En dan op sterkte van alle goede wat nou opgegrawe is, kan 'n kunstenaar vir mens dan ook uit 'n verskillende tydvak so 'n stad rekonstrueer. Hier kan ons nou sien, hier's Lagos, daar is sy stadspoort, daar is die mure om hom. Wat uniek is van die stad, hy het 'n terrasmuur ook gehad, 'n ekstra beskerming voordat die vyand by die mure kon kom. Nou daaroor kan ons ure gesels. En soos ek gesê het, al die gegrawery moet op die einde daarom weer reggemaak word. En as daar nou mooi strukture gevind word, soos byvoorbeeld nou die stadspoort by Lagos, dan word die goed restaureer. Daar kan julle sien is masjinerie, mure word reggemaak, en hier is die pad wat opgelei het na die stad toe. Daar is dit ingegaan, daar is oorblyfsels van die mure, en vir toeriste om te kan kom besoek. En hier is dan weer 'n kunstenaarsvoorstelling van hoe die stadspoort heel moontlik kon gelyk het op sterkte van die basisfondasiemure ensovoorts wat daar gevind is. En dan kan 'n mens nog verder gaan om spesifieke gebeurtenisse wat in buitebybelse dokumente, selfs in die Bybel, by 'n spesifieke stad oor berig is. 'n Kunstenaar kan nou byvoorbeeld 'n interessante skets maak van hoe dit moontlik heel oorspronklik gelyk het. Daar sien julle nou weer die stadspoort, hier is mure. Hierdie is 'n Assiriese soldate. En hierdie gebeurtenis wat ons hier het, sal ek nou miskien by ons een van ons argeologiegroepe oor gesels. Dis toe die Assiriërs in 701 voor Christus hierdie stad ingeval het en hom plat gemaak het en verbrand het.
En is dit nie interessant nie? Nou sit ons 2300 jaar later. En kyk net waar die bomme van waar die Assyriërs het van Nineve gekom, is baie naby aan waar Baghdad en al daai plekke vandag is. Kyk net, daar is nog steeds 'n oor en weer geveg. Dis nog glad nie die einde. Nou goed, ek dink ek moet nou hierso stop. Ek raak nou, my keel raak droog, maar ek wil vir julle tog nog ietsie wys. Julle het nou net 'n klomp prentjies gesien. Maar ek wil julle, soos die Engelsman sê, die real McCoy wys. Vanweë ons betrokkenheid by die grawery, kon ons daarom ook 'n paar oorspronklike voorwerpe hierheen bring. En hierdie pragtige wynfles, julle mense wat hier so naby die wynlande bly, is dit nie iets pragtigs. Kom, ek gaan hom hier neersit, hy moet net nie val nie, want die ding dateer so 650 jaar voor Christus. Jonge, die mense wat van daar waar ons opgrawe, weet nie kom dit is nie, maar ons het nogal baie goed gevind wat met wyn te doen het. Hierdie is 'n pilgrimsflask, 'n pelgrimsfles. Kan julle sien, hy's rond, maar hy's ook plat. En die rede daarvoor is dat 'n pelgrim of 'n ou wat nou ver geloop het maar sy waterbottel nodig, waarmee hy 'n bietjie water kan drink langs die pad, of 'n versterkingkie daar binne, weet ons nie. En die plattigheid is nie omdat hy nie rond is, is omdat hy makliker onder hierdie lang jas, of hierdie rou wat hulle gedra het, langs sy sy kon hang, aan 'n touwtjie of 'n riempie. So, dis 'n pelgrimsfles. Ek het nog baie, ek het net so 'n paar goedjies gebring. Ok, ek sien dis baie vrouens ook. Kos maak is nog altyd deur die eeue belangrik. Hier kan julle sien hoe baie van hierdie skerwe het swart gebrand, omdat hulle vuur onder gemaak het. Dis waarom so baie missing is hieronder wat hulle moes invul. Maar hierin kan 'n vrou lekker 'n stew gemaak het, of 'n sop, of 'n pot wat gort of gars of wat ook al. Maar dit is 'n cooking jar wat op 'n oop oond geplaas was. Ek is so heilig op die goed. Ja, hier is nog 'n dingetjie wat maar ook op 'n oop vuurherd kon gebruik geword het. En soos ek nou vir julle genoem het, die belangrikste deel om dit te hanteer is hierdie ring. Om daai riffies wat daar is. Want op sterkte van die goede kan hulle dit dan nou koppel aan wie verantwoordelik was vir die maak daarvan en dit dan ook dateer. Want julle weet, hierdie goed breek maklik. So as hy nou eers stikkend is en die volgende ouens het weer so 'n pot nodig, dan gaan hulle hierdie ding probeer restoreer soos ons wat nou graag die ding wil sien. Hulle gaan na die klei potter toe wat 'n winkeltjie gehad het, kry by hom 'n nuwe een. En daai nuwe een se styl het miskien 'n bietjie verander, het 'n bietjie anders te handvatseltjie gekry, en daarom is pottery so belangrik, want elke nuwe verandering het met die tyd ook verband gehou. En dit help ons dan om hierdie okkupasielaag te kan dateer, en dan belangrik ook al, soos nou net daai Filistynse pot, met daai pragtige jar. Waar hy gevind is, weet ons nou, dat die Filistyne ook op 'n stadium daar betrokke was. Maar goed, dis 'n storie vir 'n ander dag. Baie dankie, ek hoop ek het voorlesend oor die tyd gegaan. En as daar vrae is, jy is meer as welkom om nou te vra. Kyk, die hele ontdekking van rekenaars en die moderne tegnologie, hulle het nou self seker al begin dink, hoe kan ek opteken om al daardie foto's en al daardie spesifieke plekke waar dit gevind is, hoe is dit moontlik om dit alles te dokumenteer? En dis waar rekenaars dramaties gehelp het om al daai inligting te stoor en dan vir jou die rekonstruksie te maak. Wat 'n mens amper jare sou neem of maande, kan die AI dit baie vinnig doen. En dit is verseker 'n hulpmiddel. En dit is baie interessant hoe die moderne tegnologie
Ek vat nou byvoorbeeld, toe ons begin grawe het, jy sien die ouens staan hier so allemaal op leere en foto's neem. Die laaste keer toe ek daar was, het 'n drone, ek hoor net, jy gaan die drone, neem my die heerlikste foto's uit die lug uit, want het is nie meer nodig om op 'n leer te klim. So, al daai moderne tegnologie dramaties bygedra om hierdie vindinge al meer en meer, en natuurlik dateringsmoontlikhede en sovoorts is baie verbeter.